So voor ons teks lees in Matteus 16 vers 24 tot 28, die van julle wat laas week hier was, toe ons gepraat het oor bekommernis, ons het gepraat oor prioriteite wat eerste gesit moet word om God te vertrou en om dan vandag te leef. Daai 3 eenvoudige elemente en eintlik sluit vandag baie daarbey aan, maar miskien 'n bietjie meer op 'n uitdagende manier. Soos wat oom Gerry hier gepraat het, het ek net weer besef dat wanneer ons praat oor disippelskap of om Jesus te volg en om ander mense disippels te gaan maak, dan is dit baie keer asof baie mense net sal uitsny. En hoekom ek dit sê is dat as ons na Jesus se woorde gaan luister oor die koste daarvan om hom te volg, is dit dikwels eintlik baie makliker om hom net te ignoreer en te blaai na die briewe in die Nuwe Testament of ander dele in die evangelies wat ons eerder verkies. So as ons vandag gaan praat oor disippelskap en wat dit beteken om Jesus te volg, dan wil ek eintlik vir jou net 2 aspekte half daarvan uitlig voor ons begin. So, en ek sê dit eintlik sodat jy sal lees en luister en nie net dink, daai is nie vir my nie, dit klink bietjie te duur. Jy weet, ek gaan nie daai prys kan betaal nie. Aan die een kant gaan dit oor as ons nie die prys betaal nie of nie die opoffering maak om die koste van disippelskap te dra nie, is daar 'n negatiewe gevolg waarvan God ons eintlik wil beskerm. So dis die een kant daarvan. En aan die ander kant is daar 'n positiewe beloning wat ons dan nie ontvang nie. So dis die 2 elemente waarbinne dit lê en ons is baie keer geneig om te kyk na die koste van disippelskap en dit te weeg en te oorweeg en te dink, ja, ek wil of nie, ek wil nie. Ek kan nie dit prys gee nie, so ek verkies om nie dit te doen nie. Maar ons fokus dan nie op die gevolg nie. Iets negatiefs, en ons gaan daarna kyk vandag, 'n effek wat die Here ons van wil spaar, maar dan ook 'n beloning wat ons op uitmis. Dietrich Bonhoeffer, wat in die Tweede Wêreldoorlog as predikant in Duitsland opgetree het, ons het ons kinders bietjie van hom vertel. So hy was deel van die vervolgde kerk eintlik in Duitsland gewees en hy het toe nou gevlug op 'n skip. En toe hy weg is uit die land, toe besef hy moet teruggaan. En hy het toe nou sy lewe verloor daar, maar hy het gevoel hy moet teruggaan en die woord gaan verkondig aan sy landsgenote wat die Here nie ken nie. En dit het hom uiteindelik sy lewe gekos. En hy het 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship, wat nogals 'n radikale koste is. Maar jare later, toe skryf iemand anders en reflekteer oor Dietrich Bonhoeffer en sê maar, die boek se naam is eintlik gewees The Cost of Non-Discipleship. En hoekom hy dit gesê het was dat uiteindelik kos dit baie meer om nie Jesus te volg nie, as wat dit kos om hom wel te volg. En ek hoop dat vandag vir jou iets daarvan net kan wys, sodat jy kan sien almal van ons prakties is disippels en kan disippels van Jesus wees. Voordat ons hierdie teks lees, is dit belangrik, die deel wat dit net vooraf gaan, is die eerste keer waar Jesus sy lyding en opstanding aankondig. So dis nou waar hy vir sy disippels eintlik sê, hy gaan gekruisig word en hy gaan opstaan. En dan kom Petrus en Petrus sê, hoorie, maar nee Here, nooit nie, dit kan nie wees nie. En dan sê Jesus vir Petrus, sy vriend in sy binnekring, gaan weg van my af, Satan, want jy dink net aan wat mense wil hê, en nie dit wat God wil hê nie. Ek net sê, Jesus se verhouding met Petrus was goed geweest, en hy het vir Petrus herstel in sy bediening nadat hy hom verloon het. Dis die genadige Jesus, maar hierdie selfde Jesus sê, Satan, jy wil hê wat mense wil hê, nie wat God wil hê nie. En dan kom hierdie woorde waar Jesus hulle dan laat verstaan, maar wat is dan nou eintlik die roeping van disippelskap? Jesus het vir sy disippels gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wat sal dit 'n mens dan baat as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom, bekleed met die heerlikheid van sy Vader, en hy sal elkeen vergeld volgens wat hy gedoen het. Amen. Ek sê vir julle, sommige van die wat hier staan,
sal die dood beslis nie smaak voordat hulle die seun van die mens in sy koningsheerskappy sien kom het nie. Nou die laaste tyd het my kinders baie opgewonde begin raak oor domino's en ons het begin kyk na hierdie groot domino patrone wat mense pak. En ons het hierdie duisende domino's wat in sulke pragtige patrone gepak is en val en julle het al van dit gesien. Nou ek wil gou vir julle so 40 sekonde videoklip wys van 'n vrou wat dit het daar 3 maande gevat en toe pak sy 32,000 domino's wat so in patrone val. Nou ons het nou 'n bietjie diep in YouTube ingegaan en 'n klomp van die video's gekyk. Ek wil jou net 'n klein stuk daarvan wys net om iets te sien van hoe cool dit eintlik is. So check gou hierso. Dit lyk amper soos iets lewendigs, nee, die manier hoe dit beweeg. Dis nice, hè? Hy gaan nog 'n hele paar minute aan. So, daar's hierdie metafoor of manier hoe mense praat van die domino-effek, nee. Die domino-effek is waar een aksie lei tot 'n hele klomp gevolge wat uiteindelik baie wyd uitspeel. En in hierdie beeld dan nou wat ons nou gesien het, in hierdie videoetjie wat ons gesien het, is dit baie duidelik dat as daai eerste domino nie omgestoot word nie, kan die res van die domino's nie val nie. En die eerste een wat omgestoot word het 'n gevolg, iets wat gebeur, dis iets wat uitspeel en is iets moois en wonderliks, iets wat beplan is. Nou ek wil vandag hierdie beeld gebruik om iets oor disippelskap vir ons te illustreer, dat daar's 'n domino-effek van wat dit is om Jesus te volg. En Jesus begin met hierdie eerste gedeelte, sy eerste woorde is, as iemand agter my wil aankom. So hy trek eintlik die streep en sê, die eerste domino wat omgestoot word is, jy wil agter my aankom. Maar nou moet jy weet, as jy agter my wil aankom, is daar 'n sekere hoeveelheid goed wat gaan moet gebeur en daar gaan bepaalde gevolge wees. Maar die eerste ding wat ons kan weet en moet weet is om agter Jesus aan te kom is om die pad te loop waar jy die lewe sal vind. Dis kleurvol, dis beplan, dis vol, dis ryk, geestelik ryk. Dis 'n avontuur en dis meer as wat jy vir jouself kan uitdink of beplan. God het die hele storie uitgepak. En jou storie lyk dalk uniek en anders, maar God sal daai domino's vir jou lewe laat uitspeel, soos wat hy wil hê dit moet uitspeel. Maar nou jy sien die probleem is, dit klink great, ons wil dit graag hê, maar as jy nou na hierdie prentjie kyk, as jy nou, voordat jy die eerste een omstoot, die tweede, derde en vierde een uithaal, wat gaan gebeur as jy die eerste een omstoot? Dit gaan op jou gesig val, as ek dit nou maar so kan stel. Daar gaan niks gebeur nie. En jy sien, dis die probleem hoekom Christendom vir baie mense nie werk nie. Want hulle wil Jesus volg en die idee van Jesus klink wonderlik, maar hulle wil dit doen op hulle terme en voorwaardes. Hulle wil besluit wat die tweede, derde en vierde domino steentjie is wat moet val, maar omdat hulle dit dan uithaal, kan die res van die lewe wat God eintlik vir ons beloof nooit plaasvind nie. Want die koste van hierdie eerste 3 is nogals hoog. Dit blyk om hoog te wees. So wat sê Jesus hier, as iemand agter my wil aankom, wat is die eerste 3 goed wat uiteindelik moet gebeur om die res van die lewe saam met Jesus moontlik te maak? Jesus lig 3 groot waarhede in die gedeelte uit. Eerstens sê hy, jy moet jouself verloon. Nou, dit is nogals 'n baie groot woord en ons kan sê in Engels praat hulle van you deny yourself, jy ontken jouself. As ons dink aan wat Petrus gedoen het, toe die haan nou gekraai het, ons sê hy het Jesus verloon. Hy het nee gesê toe iemand van hom vra of hy Jesus ken, so hy het eintlik homself gedistansieer van Jesus. En dis miskien 'n goeie manier om dit te sien vir onsself,
om jouself te verloon is om jou te distansieer van jouself. Dit klink vreemd, né? Maar wat dit prakties beteken is, jy het 'n wil, jy het drome, jy het begeertes, jy het hierdie lewe waarvan jy die koning wil wees. En om jouself te verloon is eenvoudig om te sê, maar hierdie belange wat ek het, vir my koninkryk, ek vat net 'n tree van dit af weg en sê, nee, dankie. En hierdie deel is verskriklik moeilik vir ons. Want ons dink dit is half opsioneel. Ek kan dit my manier hê en God se manier hê. Ek kan my pad loop en God se pad loop. Maar jy sien, daai domino gaan nie val, die res gaan nie gebeur as hierdie nie val nie, dis 'n voorwaarde. Die tweede ene is, jy moet jou kruis opneem. Nou, ons, ongelukkig in die tyd en die konteks waarin ons leef, is dit baie maklik om hierdie onmiddellik, ek wil sê, metafories te verstaan. Jy weet, dis figuurlik. Maar as ons kyk na die konteks waarin Jesus gepraat het, dan sê hy eintlik, jy gaan dalk met jou lewe hiervoor betaal. Ons dra kruisies, dit is die simbool van die Christelike geloof, en dit is 'n pragtige simbool. Maar ek meen, jy sou nie 'n kruis in daai tyd gedra het nie. Dit sal wees soos om in vandag se tyd, jy weet, 'n galg te dra, of 'n elektriese chair te dra, of 'n lethal injection te dra. Imagine jy het 'n hangertjie met 'n electric chair op waar, jy weet, in Amerika stel hulle ons die mense so, jy sal dit nie doen nie, mense sal dink jy is mal. En in daai tyd was die kruis, was die simbool van absolute skande, die ergste, slegste misdadigers. Dit is 'n sosiale uitwerping. Die Romeine, die Jode het gedink dis die grootste walging wat daar is. Vir die Romeine was dit 'n straf wat hulle gereserveer het vir die slegstes van die slegstes. En jy wil nie die een wees wat daai kruis dra nie, want dit beteken jy is nou op pad na ellende toe, na jou dood toe. Nou, daar word gesê in daai tyd kon 'n familielid of 'n naasbestaande dan nou, of 'n goeie vriend, kon jou kruis vir jou dra dan nou tot by jou kruisiging, om jou las te verlig. Maar dit was ongelooflik skandelik vir mense, so hulle wou nie eintlik dit doen nie. En dis hoekom ons sien dat daar eintlik soos half 'n wild vreemdeling Jesus se kruis vir hom dra, né? Jy sou nou dink dat een van sy vriende kom, een van die disippels kom en dra sy kruis. Nee, dis too much. So Jesus sê eintlik dat om hom te volg beteken dat daar 'n aspek van jou lewe saam met hom waar jy eintlik bereid moet kan wees as hy van jou vra om jou lewe te gee, dat jy dit sou kon gee. Dit klink radikaal, maar dit is wat hy hier sê. Dat selfs jou eie lewe nie vir jou so belangrik is soos Jesus nie. En dan die derde ene, dit klink baie beter, is, en hy moet my volg, maar onthou nou, die eerste twee gaan dit vooraf. Nou wat interessant is in die Griekse teks, is dat hy met homself verloon, sy kruis opneem en my volg, is verskillende werkwoord verbuigings wat gebruik word. So om jouself te verloon en jou kruis op te neem, verwys na 'n afgehandelde taak in die verlede. So die werkwoord is, dis klaar. So jy verloon jouself een keer, jy het jouself ontken, afstand gedoen, Jesus begin op daai manier volg, jy het jou kruis opgeneem, jy stap nou hierdie pad met die kruis, en nou is, om hom te volg, is nou 'n teenwoordige tyd. So dis iets wat nou heeltyd gebeur, dis dinamies, en dit is daai lewe wat dan uitspeel. So die lewe saam met God, die soeke na God se wil, hierdie dinamiese avontuur van gestuurdes wees in die wêreld. Maar jy sien, ons wil Jesus volg sonder om ons self te verloon en ons kruis op te neem, en dan kan ons hom eintlik nie volg in die eerste plek nie. Dis omgekeerd. Dis die roeping van die disippels. Dis die koste. Maar dan sê Jesus eintlik, dit is die enigste manier wat jy eintlik jou lewe kan vind. En dan laat dit anders klink, nê? Want dan is dit soos, jy hou aan hierdie kant vas aan die draad, en aan die kant is jy vry en jy's los, maar jy kom nie agter wat jy aan vashou is eintlik 'n elektriese draad nie. En die sleutel is om dit te laat gaan, sodat jy die lewe kan gaan leef. Die domino effek om die lewe te kan vind, is om jouself agter te kan los.
Maar jy sien, nou is daar ook die ander kant, wat Jesus sê. Daar's ook 'n teenoorgestelde domino-effek wat afspeel, wat ons in hierdie gedeelte van lees, waar Jesus sê, daar's ook 'n pad waar jy jou lewe kan verloor. En dan gebruik hy hierdie woordspeling met die woord lewe. Nou, lewe wat hier gebruik word, is die woord siege. So dit kan met siel vertaal word, maar dit verwys na die belangrikste aspek van lewe. Dis jou diepste wese. Dis nie jou biologiese lewe nie. Dis jou ware lewe. Dis die deel van die lewe wat saak maak. En Jesus sê dat daar's 'n paar stene wat hier connect, wat as hulle omval, dan is die domino-effek, dit is vernietigend. En ons het twee goed wat Jesus noem. Hy sê eerstens, die een wat sy lewe wil red, sal dit verloor. So hy sê eintlik dat, vir sy disippels sê hy, as jou grootste belang is om te oorleef, as jou grootste belang is om jou gemaklike bestaan te handhaaf, as dit net gaan oor hierdie wêreld vir jou, dan gaan jy jou lewe verloor. En die woord verloor daar kan ook vertaal word met jou lewe gaan vernietig word. Jou lewe gaan verwoes word. En sê hy, maar, wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dis 'n interessante woordspeling en 'n paradoks, jy weet, 'n teenstrydigheid dit uitspeel. So, as jy jou veilige lewe, jou gemaklike lewe, as jy dit kan prysgee, gaan jy die ware lewe kan vind. Maar as jy bo alles soek en smag en begeer om net te oorleef en te bly voortbestaan en jou belange te soek, gaan jy jou werklike lewe eintlik verloor. En dan sê Jesus ook, maar wat help dit? Wat baat dit jou enigsins om dan die wêreld as wins te verkry, maar jy verloor jou lewe? Nou hierdie keer word die verloor met iets anders, is 'n ander woord wat gebruik word. So die kontras tussen die wêreld as wins, die wêreld wat jy bekom teenoor jou lewe wat jy verloor. Nou daai woord verloor is 'n regsterm en dit verwys eintlik na 'n boete wat jy betaal. Soos die hof het 'n uitspraak gegee en sê dis reg, die skikking is R50.000 moet jy nou betaal. So wat Jesus hier sê is dat jy kan alles kry wat die wêreld wil gee, maar die boete daarvoor is jou lewe. En dan vra hy die vraag, maar wat sal mens kan gee in ruil vir jou lewe? Wat is die wêreld as wins? Nou in Matteus 5-7 dan praat Jesus in die bergrede oor wat's regtig belangrik, wat maak regtig saak. En dan praat hy oor om nie skatte op aarde bymekaar te maak nie. Skatte in die hemel te soek. Hy praat dan oor 'n morele lewe. Hy praat oor as jy 'n vrou begeer, is dit so goed soos jy het oorspel gepleeg. As jy armes help sodat jy raak gesien kan word, jou hart is nie reg nie. Dit help nie jy maak net nie jou broer dood nie. As jy hom verwyd en vervloek in jou hart, dan is jy al klaar eintlik besig om moord te pleeg. Om die wêreld as wins te kry beteken eintlik dat ons elke begeerte en drang wat ons het wil bevredig. Dit wat ons wil hê. Maar ons kan nie ignoreer hoe baie Jesus in die evangelies praat oor vertroue in rykdom. Die soeke en die gierige jaag na nog en die vernietigende effek wat dit het op mense nie. Ons kan nie dit miskyk nie. Want dit is dikwels dit wat ons weerhou om ten volle te gaan leef in die koninkryk van God met dit wat hy vir ons beplan. En verstaan my nou reg, nee. En dis baie belangrik om dit te onthou. Gierigheid het niks te doen met hoe baie jy het nie. Van die armste mense in die wêreld is van die mees gierige mense in die wêreld. Ons moenie dink rykdom is op sigself die struikelblok nie. Dit is liefde vir geld wat die wortel is van allerlei kwaad. So hierdie liefde vir die wêreld, liefde vir geld, liefde vir my begeertes, my hart wat eintlik net klop vir wat ek wil hê. Jy kry dit as wins, maar jy verbeur hiermee jou hele lewe. Jy gee dit prys. En dit is dan die twee paaie wat Jesus voor die mense kom sit. En die groot vraag dan, wat ek vir jou kan vra vandag, is wat is jou lewe vir jou werd?
Wat is jou lewe werd? Dink gou 'n oomblik daaroor. Dis 'n vreemde vraag seker, nê? Wat sal jy gee om te kan aanhou leef? Wat sal jy alles opoffer om te kan bly voortbestaan? Wat Jesus kom sê in hierdie gedeelte is, jou ware lewe saam met hom is die lewe waaroor dit gaan. En dit is die lewe wat die mees kosbare lewe is wat jy het. Sal jy dan nie bereid wees om alles te ruil hiervoor nie? As dit dan is wat jou lewe vir jou werd is. En nou bring dit ons dan by die einde. En hier is die twee paaie wat ons kan kies. Maar nou bring dit ons by die einde, want jy sien, die dilemma is, dit bly maar altyd opsioneel, nee. Dis die waarheid van disippelskap. So as ons nie van die terme en voorwaardes hou nie, dan drop ons dit eers. Maar Jesus kom dan ongelukkig aan die einde, en ek meen, ek kan dit nou nie ignoreer nie, ek kan nou nie die Bybel halfpad lees nie, ongelukkig. En dan sê hy, maar hy is ook iets wat uitspeel in die einde. En dan sê hy, die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom, bekleed met die heerlikheid van sy Vader, en dan sal hy elkeen vergeld of beloon volgens wat hy gedoen het. So die woord vergeld vir ons is altyd negatief. Jy het iets verkeerd gedoen, ek vergeld jou daarvoor. Maar die term wat hier gebruik word, beteken om iemand iets terug te betaal vir wat hulle gedoen het. So dis eintlik 'n neutrale, vergelding in daai opsig is 'n neutrale woord. So die woord didomi, die Grieks is om te gee, en apodidomi is om terug te gee. En dis die woord wat hier gebruik word. Didomi, apodidomi. So wat jy gee, God gaan vir jou teruggee. Nou, dit kan 'n vreemde konsep wees, dit kan soos voorsoortsteologie klink, maar waaroor hierdie eintlik gaan is dat wanneer jy die volgelingskap van Jesus jou prioriteit maak en daar kom 'n dag van vergelding, dan kry jy eenvoudig terug die vrug op dit wat jy gedoen het dat jy Jesus gevolg het. Dit is ongelooflik, né? So dis nie 'n vreesgedrewe ding nie. Maar dan sê Jesus ook, die logiese gevolg is dan dat hulle wat hulle lewe wou behou, né, word dan vergeld volgens hulle keuses. Dis die realiteit. En dit is die negatiewe gevolg waar teen Jesus ons wil waarsku. Nou dis baie moeilik om die omvang hiervan nou te verduidelik, want die laaste ding wat ek wil hê is dat iemand moet twyfel in hulle geloofsekerheid en dat hulle sal wonder of hulle die ewige lewe het. Ek dink nie dis waar hierdie gaan nie. Ons weet ons word uit genade gered deur geloof en ons is verlos. Maar die konsep van hemelse beloning is een wat ons reg deur die Nuwe Testament vind. En dan dink ek anders daaroor om vir myself te sê dat alles wat ek nou op aarde doen is beleggings of onttrekkings, as ek dit so kan stel. Belê ek in die ware lewe, in die koninkrykslewe, of onttrek ek uit my koninkrykslewe en belê in die wêreld? Dis die vraag wat ek myself moet vra. Vriende, ek sluit af. Jy weet hoe lyk jou lewe. Jy weet wat die keuses is wat jy gemaak het en steeds maak. En dit is nooit te laat of te vroeg om eenvoudig te sê, maar ek kies om myself te verloon. Ek kies om my kruis op te neem en ek kies om Jesus te volg. Omdat hy goed is, omdat hy getrou is en omdat hy die een is wat die pad het na ware lewe. Amen. Here Jesus, u woorde is dikwels vir ons miskien uitdagend om te verstaan, baie moeilik om te verteer. En dit kom druk vanoggend weer hier teen ons harte, Here. Maar Here, as ek kan bieg dan as predikant, wil ek kom vra, Here, dat mense nie in vrees en absolute bekommernis sal reageer nie, maar in ywer en oordaad, Here, om in oorgawe, ook met berou, te kom stil word voor u, te kies om u te volg. Here, daar is vir ons niks goeds nie behalwe by u, en so dikwels laat ons die valse gode ons harte steel. En ons kom bely dit vanoggend
En ons kom lê ons lewens net weer neer voor U, Here, want U is ons lewe. Mag wat ons sê en doen 'n refleksie wees van ons toewyding aan U, maar ook 'n getuienis wees van U getrouheid teenoor ons. Want U is waarlik goed. En ons loof en ons prys U naam, Here.